Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Selfs nadat die disippels 3 jaar lank Jesus se wonderwerke aanskou het, het hulle nog steeds soms getwyfel. Kan jy onthou hoe dikwels Jesus in die woord vir hulle gesê het, julle kleingelowiges? Omdat Jesus geweet het dat hulle angstig was oor wat sou gebeur wanneer hy hulle gaan verlaat en terug sou gaan hemel toe, het Jesus vir hulle gesê in Johannes 14 vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Griekse woord vir trooster is parakletos, wat ook beteken een aan jou sy wat daar is om jou te help. Die waarheid is, daar sal nooit 'n dag in jou lewe wees waar jy nie God se hulp nodig het of waar dit nie vir jou beskikbaar is nie. En miskien twyfel jy vandag oor baie dinge. Indien wel, hou moed. Jesus is lief vir ons, al twyfel ons soms. Het hy nie vir Thomas met die hand uitgekies nie? Nie een van ons gaan ooit by 'n punt in ons lewens wees waar ons net volmaakte geloof het en nooit twyfel nie. En om die waarheid te sê, is dit beter om eerder net eerlik met God te wees. Onthou jy die man in Markus 9, wat sy seun duiwel besete was? Hy het na Jesus toe gegaan en Jesus het vir hom gesê in vers 23, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Vers 24 sê, en dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Daardie man het nog steeds daardie dag sy wonderwerk gekry. Ek dink, soms kan 'n mens meer van God kry as ons net eerlik is. In plaas van om voor te gee dat ons op daardie oomblik geloof het wat ons nie het nie. Iets wat ek oor Jesus geleer het, is dat hy ons lief genoeg het om ons te ontmoet waar ons op daardie oomblik is. So wil jy nie vandag net eerlik na hom toe kom, net soos wat jy is, met al jou twyfel en jou lewe en jou omstandighede net weer opnuut oorgee aan hom nie. As jy dit op jou manier probeer het en dit het nie gewerk nie, hoekom dan nie Jesus 'n kans gee nie? Here, dankie dat U my so lief het, dat U my ontmoet in my omstandighede.